To
Ons afkondigings is as volgt. Op in die genade met die boodskap, en die boodskap is Jezus in die lewe. Dit kom uit Johannes 1. Dit is ons vijfde leidingsmethodie. Ons gemeentebediening. Ons vooroefeningen is donderdag om 7 uur by die kerk. Die 25ste, dit is nou volgende week. Die week dat voor die volgende week. Dus die moet net, dat daar een leiderskap is, dus bijvoorbeeld sy gebruike aangebied. Daar is een paar van die gemeente. En dan is daar ook kerkraad, wat die klassies gaan doen. Ons voorgeleke, ons weeroffers, is vir Zimbabwe, Malawi en Mozambique. Ons eerste insameling vir die jaar is ons politiekos competitie. Broer Graham Jones, hy was vir paar sondag die kerk, maar as daar enige een is wat langsel, die kan die kaartjes goed kom by my. Ek sal die kaartjes aanvraag by broer Graham. En dan dit gebeur die 2 Mei by die kerk, dis op 1 uur, en dan die boekies wat vir die aankope is, steeds onder die volgende. Ons verjaardag is die 16de Maart, dit is nou môre, vir Suster Natalie, haar 27ste verjaardag. En dan ons Samantha Barnes, vir ook haar verjaardag môre saam met Suster Natalie. Dan die 17de is het Ellen Smith, die 18de is het Desmond Klopijn, en dan Saterdag ook die onderwijstijd is de Suster Sylvia Roke. En dan is daar geen jubileumsherdenkings hierdie week nie. Vir ons voorbereiding vra ons as die gemeente hou die transit gesing in die gemeente. Hulle het gister die begrafenis vir broer Eindhoven. En dan hierdie week is dit ook Dominee se verlof, maak die 18de jaar, dit is Dinsdag. En dan keer sy terug hierdie week. So dit is die paar dat sy vrijwillige terug Suid-Afrikaanse sal doen. En dan Zarialda, haar dochter, die 20ste, dit is Vrydag, het sy operatie. So as ek nie wat vir haar, dat die Heere sy geneesing aan oorhaal, en dan ook saam met dokters wat saam met hulle sal wees asseblief. En dan gedenk ons ook die onderwijsstelle hierdie Saterdag. Kom ons fokus daarop om God te dank vir die vryheid en die liefde wat ons hier in Suid-Afrika verleef. Met vryheid kom daar verantwoordelikheid. Ons vra dat die Heilige Gees ons sal lei om in lei met God se woord te doen en om ons te help om ons identiteit in Jesus Christus uit te beeld vir die baie wêreld. Tot dusver die afkondigings, kom ons groet mekaar met die liefde en die vrede van ons Jesus Christus. Amen.
Ja. So hier Duarte, soos 'n skoolsuster van die Duartes. Sy is baie siek. Sy is tans by die bedryf, sy is ontslaan van die hospitaal af, maar sy is baie siek. As ek moet gemeente hou vir haar, ook in die gebede, dis Ankel Wiekie se vrou, as ek dit wil sê. Ankel Wiekie se vrou, ja. Suster Sylvia Duarte, dit was ek nie vir haar. Dankie. Goeiemôre almal. Ek verneem dit was redelik cool vir julle die week wat verby is. Dit was ook lekker warm geweest, nee. Maar die Bybel sê net van dit ons help wat gee van die Here, nee. Dis wat dit gaan môre is my beter dat die hitte van die week hier dan deur ons straal in die wêreld rondom ons. Soos Wendy gesê het, ek dink ons land in die wêreld. Want alle tyd wat hy om reg vir my voel het om my ek kan nie eintlik dit sê nie, maar ek voel so, want die wêreld die Here nodig gehad het as vandag. Daar was die wêreld die Here al die nodig. Maar ek voel omdat hulle vir vandag het hy weer al die oorlog en die geweld hier om ons. En ons vriende wat afsterwe, wat in familie wat afsterwe. Mense ons het, ek dink ek kan nie die eredienst as ons staan vir die preek, maar ek het geleentheid gee as ek vir 5 minute gaan geleentheid gee vir gebed om vir ons voorbereid te doen. Sal ek reg wees met julle? Julle kan almal bid, jy moet nie elke in 'n plaas net gaan sit. Moenie staan weer hier nie. So ons ek wil amper sê ons staan voor 'n keuse. Die thema is met alle nou ek het hierdie uitgewerk al voordat Dominee Reliewe, voordat sy al weg is. En die thema wat eintlik my so aansluit het, weet nie julle liedere wat ek gesing het, presies eintlik wat aansluit ook by die wat ek stuur nie. Maar ons staan voor 'n keuse in ons land. En ek en jy, ons as mense op die straat, ons wat voet op die straat sit, en die wat verskil van wat ons as Christen. En ek dink ons het 'n groot keuse om te besluit baie van ons met ons land, as 'n mens kyk wat in die wêreld aangaan. Ons wil die Here leef, ons wil uitleef wat hy ons is. En daarom as ons mekaar kom, as ons op mekaar sê vrede en vreugde vir jou, groet ek dit ook in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hy wat is, wat was en sal wees tot aan alle ewigheid. Amen. Mag ons vrede en vreugde ook môre saam met hier wees. Ons eerste lied wat gesing is lied 464. Ons gaan hom in twee tale sing. Die eerste en die derde versie is in Engels. Die tweede en die vierde versie is Afrikaans. Dit is presies dieselfde wysie alles. Ons sing net 4 versies van dieselfde lied in twee tale. So ek weet julle ken altyd. So kom ons sing dit daartoe saam.
Rustig ek wil 'n gedeelte lees, Johannes 1 vers 35 tot 42. Hier is vir my ook die begin van die kerk van Christus, waar hy op 'n ander manier die mense van die werk het, wat by die Ou Testament van ons vertel. En die tema is dit eenvoudig, twee woordjies, volg my, en wat daarop moes gevolg het. Ons lees saam van Johannes 1 vers 35. Die volgende dag in Johannes weer daar gestaan, dit is by die Jordaanrivier, en hy het daar met mense gepraat, en van gedoop en alles, en Jesus was ook daar, en hy is ook daar gedoop. Toe Jesus verbyloop, en Johannes stip daar gekyk en gesê, daar is die lam van God. Dit is die eerste keer in die Nuwe Testament dat ons nou duidelik hoor, waar iemand vertel vir iemand, die is Christus. En dit is so lekker om dit te lees uit die getuienis. Die twee het om dit woord sê, en hulle het Jesus gevolg. En Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan die huis? Hy sê toe hulle, kom saam, dan sal julle
julle sien. Hulle het gegaan en gesien waar hy thuis staan. Dit was omtrent 4 uur die middag en hy het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Daarmee het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stil na hom gekyk en gesê, jy is Simon seun van Johannes. Jy sal Cephas genoem word. Cephas beteken dieselfde as Petrus. Dan ons teksvers, eintlik wat Jesus wil sê, hulle hom vra, waar gaan jy thuis? As iemand my vra, waar bly jy? Dan gee ek hom maar adres. Of moet ek sê, dan gee ek hom 'n pin. Stuur hom 'n pin en sê, daar kan ek hom kry. En Jesus het anders gedoen. Hy sê vir hulle, kom saam. Dan sal julle sien. Ons raak stil. Voordat ons na hierdie gedeelte verder kyk van die implikaties van die disippels wat Jesus gedoen het, waar hy hulle sê, volg my ook. Onse Vader, ons wil U prys as die Here wat ons ontmoet het hier op aarde. As die Here wat na ons gekom het en ons nuwe mense kom maak het, nuwe hoop, nuwe lewe kom bring het. Ons wil U prys, Here, solank wat ons lewe. Ons wil U lof besing as ons God. Solank dit daar is hier op aarde en ook daarna. Ons wil nie op mense vertrou. Ons wil weet dat U saam met ons is. U het bevestig in die woorde wat U onsself gesê het, ek is met julle. U is die Here wat vir ons die hemel en die aarde gemaak het, die see en alles daarin. U bly getrou in onderhouding daarvan. U laat aan ons weggesien. Hoewel ons soms wat twyfel of dit reg is wat ons wil hê. Maar U weet wat vir ons die beste is. U bring vir noodlydenis, verligting van 'n nood. U maak siekes gesond. Ja, U laat selfs blindes sien. U laat selfs kweekelers weer loop. Here, U regeer vir altyd. By U kan ons nie stil staan en stil sit en op die kyk nie. Ons wil uitroep, my Here en my God, aan U die eer en die heerlikheid. Daarom is ons ook saam vanmôre hier, om juist dit uit te roep, my Here, my God, my Meester, aan U die eer en heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Suster, toe Jesus die disippels daar kry, het hulle eintlik nie veel van hom geweet nie, behalwe wat hulle as Jode gehad het, hoe hulle geleer het van hom. Want al die Joodse kinders het geleer van Jesus, want het geleer van uit die ou profete, geleer van die wet en alles, en die geskiedenis van Israel. Die geskiedenis van die volk Israel is in een gebreek met God. En hier, gebeur van op daai dag, weer in die rivier, gebeur iets heeltemal anders. 'n vreemde man wat onder hulle groot geword het en begin getuig, Johannes die Doper. Hy was maar 'n boestaat gewees. Hulle stel hom nie voor as 'n mooi geklede man nie. Hulle stel hom 'n man met woeste hare en 'n woeste baard en ou klere wat fyn ook op die weer. Maar nie voorstel wat jy kry wat mense gewoonlik sê hoe hy gelyk het, want hy het in die veld geleef, hy het van die veld geleef. Hy was daar, dis al wat hy gedoen het. Hy het daar vertel vir mense, en hy het daar vir hulle gesê, bekeer julle, want die redding van die wêreld is naby. Is dit jy? Dis die Here of wie praat jy? Hulle het nie geweet of wie praat hy is. Terwyl die Ou Testament baie duidelik al en die profete dit
voorstel het dat die redder van Israel is op pad. Maar hulle het nie die redder verwag wat Jesus was nie. Hulle het iets anders gedink. Maar ons as mens in hierdie wêreld wat groot, waar ons elke dag, elke oomblik, elke ding wat ons doen, is 'n keuse. Of op my voet vorentoe sit, en dit wat gaan besluit, ek gaan agtertoe loop, is 'n keuse. Wanneer ek dit eet, is 'n keuse. Gewoonlik wat ek honger is. Of wanneer ek dis vir dit. Dit baie keer geval. Baie keer om net omdat dit lekker is, kan jy dit by jouself doen. Maar dis een ding wat ek dink, baie van ons, nie almal nie, baie van ons, nie keuse vir jou. Ek lus nie my opgekomen. Is dit waar of is dit verkeerd? Baie mense sê, ek kan nie opstaan koop met my kind water. Die dag begin met my opgekomen. Wel en soms het dit iets wat ons wat nie doen. Maar dit is alles 'n keuse. Elke ding wat ek en jy in ons lewe doen, is 'n keuse. Alles wat gebeur in die wêreld, is iemand wat 'n besluit te neem het, wat 'n keuse bring jou by 'n besluit. Ek en jy as mense om voor verskillende besluite te staan. Sommige besluite, of ek nou wil besluit ek wil vorentoe loop en nader aan die bank staan, om agter te loop en 'n bietjie nader aan my teks of die rekenaar staan, kan niemand regtig beïnvloed nie. Van my ook nie regtig beïnvloed. Maar wanneer ek besluit ek wil 'n nuwe huis koop, of wanneer ek besluit ek wil rekenmeester word, as ek klaar is met skool, of wanneer ek besluit na watter skool my kind moet gaan, dan is dit 'n radikale besluit. Die ou kleintjie is dit 'n groot besluit. Vir jou as matrikulant is dit 'n groot ding om te weet waar en dit is wel as hier. 'n groot keuse om te besluit wat wil ek gaan doen met my lewe. En wanneer ons nou al ouer is, ons besluit ons gaan nou huis koop, dan is dit nou 'n groot besluit. En wanneer ek besluit ek wil trou met die vrou of die man, en die ek van op wat ons saam kuier, dit is seker jou groot, as ek moet sê jou grootste keuse wat jy maak. Ek plaas as ek altyd gesê, dan vat jy 'n lewenslange huwelijk. So lyk dit voor dit ook. Maar dit is 'n lekker huwelijk. Want jy kom betaal alleen nie, want die man en vrou betaal moet saam daar, ons werk nou saam aan ons huwelijk. Soms van dit op en af, maar ons bly by mekaar, want ons het besluit, dis my vrou, dis my man. Ek het vir die Here gesê, ek gaan trou bly op mekaar, smak vir toe, maar ek bly, I stick to her, I stick to this husband of mine, doesn't matter what. Ek het nie gekies, en ek gee my beste altyd te ver. Maar soms is dit ou voor keuses wat jy nie weet of dit jy regte een is. Baie mense in Suid-Afrika is in 'n verwarrende keuse. Ek het gister gehoor na ons Blootdag, van julle ken nie van ons Blootdag, of nog 'n woord van. Hy groot rugby-speler jare terug toe ek nog jong was. Hoe baie van ons nog jong was. Hy het 'n vertrek van Amerika, hy het in Amerika. Ek was stom verstaan. Maar ten minste as jy die kans kry om ook te gaan. Alles is tot jou voordeel. Wat 'n verwarrende idee is dit. Ek gaan skuif van Suid-Afrika na 'n ander land. Omdat ek voel dit beter vir my gesin. Kan jy indink, ek weet nie of iets van die al in daai situasie wat ek dink, ek gaan 'n skuif maak van Suid-Afrika na 'n ander land. Ek het die ander oor weer gelukkig het dit nie gewerk nie. En die Here kon dat die deur met my gehad. Dit was gesin. Maar baie keuses vir my en jou. Dit vir ons verwarrende baie. Ek weet nie altyd wat om te besluit nie. En ek dink baie van ons kinders wat in graad 9 of graad 11 of graad 12 is, weet ook nie altyd wat om te besluit nie. Hier staan die disippels van Johannes,
Sy disciples. Sy mense wat hom volg. Hoor Johannes sê, daar is die lam van God. As ander mense ook dan. Hulle was nie enigste, want Jesus bly wat hulle buiten. Nou, al die mense rondom Johannes die Doper beleef. Maar net twee van Johannes eie disciples besluit om hierdie man te volg. Ek wonder hoekom het hulle besluit. Die genade van die Here was groot genoeg om hulle gees wakker te maak en besef, dis die pad. Maar ons baie van mense, wanneer hulle onsself konfronteer met Christus, weet nie of hulle moet ja of nee sê. Ek sal later besluit. Baie keer onmiddellik hulle lewe beheer. Baie kom ook nie daar uit. Dus ons sal nog dink. Iemand my sê, dink oor dat weet ek, ons nog baie werk te doen. Hou maar net aan. Wees maar net daar vir hom of haar. Want die mens is in verwarring. En wanneer ons vir hierdie keuses in ons lewe kom, veral waar het groot keuses betref, het ek en jy ontsettende wysheid nodig. Ons gaan baie keer praat met mense, dalk op 'n finansiële gebied, dalk op 'n mediese gebied, maak nie saak waar nie. Dat is nie met gesin. Want ons is die mense wat die besluit gaan uitvoer, en ons moet saam daaroor besluit. Dit is nogal baie noodsaaklik dat mense as gesin saam besluit. Dit is nie altyd maklik nie. Dat is vir my moeilik. Ek destyds, 20 jaar terug, ek was 'n brief gekry van Kevin Parkhoff, Parity. My vrou sê nee, sy voel sy gaan dat my die jaar dat kom, en my kinders, een gaan in graad 7 toe, een gaan in graad 9 toe, het gaan ontsettend goed met die skool en die sport, alles oor wonderlik, as hy een lekker post by die skool, dan ons moet maar, dat ek net vir die jaar alleen gaan, al my sien aan die klaar maak. Die einde besluit dat jy ons as gesin af. Het is wonderlik om met die gesin saam te sit en gesels oor implikaties van 'n besluit. En hierdie twee manne wat by Johannes was, verwysing het hulle gekry deur na Johannes te luister. Hulle het nie net na gewone mense geluister. Nie dat Johannes iets anders was, maar het is besonder. Want hy het 'n besondere boodskap vir die mense gebring. Hy het hulle gesê, wees reg, wanneer die redder kom, wanneer die Messias kom, hy is op pad, maak die pad gelyk, en hy sê, ek is die voorloper van hom wat kom, die een wie sy skoene het teen bereik wat, wie het die skakel weer om vast te maak, wie het dit werk nie. Het geluister, en het gehoor wat, en onthou wat, sekerlik wat hulle geleer het as kinders, en dat het gehoor van die lam van God, die Messias, die redder van Israel wat gaan kom. En toe kry hulle nou die opdrag, en die Jezus, by hulle byloop, was sekerlik die vraag wat hulle baie vinnig moes gevraag, gaan ek of gaan ek nie? Van ons besluite is moeilik besluite wat weer tyd wat ons neem. Van ons baie, sommige besluite wat ons neem, moet onmiddellik geneem word. En dit is so moeilijkste besluite wat ek het, en die weet jy of jy regte besluit doen. En die sekere besluite wat een mens neem, voor die neem, is daar soveel vraag wat jy vraag. Hoe gaan ek weet, omdat die regte besluit is? Ek dink as jy die ander dele lees van die disciples, lyk dit nie op daar gekleed. Ek verwonder my dat daar of hulle moet gaan. Hulle leer dat hulle alles net so gelos het. En Jesus gevolg. Hulle was nie in twyfel nie. Hulle het die vraag gevra, Here, maar hoekom moet ek jou volg? Here, maar is dit nie met 'n werk? Wat gaan met ons gebeur nie? Ons hoor niks so baie nie. Al wat 'n mens kan aflei wat ek met sekerheid kan sê, hulle het alles net so gelos om te volg. Maar ons vandag sit met baie vrae wat 'n mens voel. Die lewe is so complicated. Daar is soveel goed wat kan gebeur as ek ja sê vir hulle. Hoe
gaan ek maak? Want elke keuse wat ek en jy doen, bring vir ons sekere punte. Die disippels, glo ek in my hele wese, het nie 'n idee gehad waarvoor hulle ja gesê het nie. Hulle het geweet ons moet, hulle het geweet die dringendheid gehad, ons moet hierdie man volg, ongeag wat die keuse is of wat gaan gebeur. Hierdie man het hulle die lig gebring in die lewe. Hierdie man het hulle baie duidelik later gesê, ek is die lig van die wêreld. En ek het hulle later gesê, my julle, aan my lig is die wêreld. Hulle het nie eens geweet op daai stadium regtig toe hy dit hulle vertel. Ek is die lig van die wêreld. Het hulle nie alles verstaan nie wat hy gesê het nie, dit word baie duidelik. Dis eers toe die Heilige Gees gekom het, dat hulle kon verstaan presies wat die omvang van Jesus se woorde was. Hulle het hier en daar verstaan, ja seker. Want hulle kon sien toe hy hulle uitgestuur het oor die mense in Lukas 10 lees waar hulle uitstuur. En er gaan iets gaan gebeur, enig van die tyd. En hulle gaan sekere goed kan doen. En Jesus wat hulle leer van dit wat die Vader vir hom geleer het, om vir hulle te sê. En hy sê vir hulle, wat ek van die Vader ontvang het, gee ek ook vir julle. Ek kan niks terug, ek deel dit ook met julle. En baie keer, daar is 'n paar tekste wat hy vir hulle reg gesê, maar julle gaan dieselfde wondertene wat ek gedoen het. Wanneer die krag van God oor julle gaan kom, gaan julle dit kan doen en nog meer in staat wees. En dit het regtig gebeur. Maar ek weet nie of hulle dit verstaan het toe hulle agter Jesus aangeloop het om te gaan kyk waar hy bly. Of julle daar verstaan gesit het en Jesus vir hulle gesê, ek sal van nou af sal julle vissers van mense wees. Hoe vang jy mense? Dit is nie polisiemanne nie, hulle is nie soldate nie, hulle is vissers. Maar Jesus het die geestelike beklemtoon, mense vir die koninkryk van God gaan julle nou bymekaar bring. Julle gaan dit aan die mense vertel. Dus Paulus praat van die boodskap van versoening is ons opdrag wat ons in die wêreld moet versprei. Dis wat hulle gaan doen. En dit het hulle eers baie later agtergekom. Na 3 jaar intensief saam met Jesus loop. En die Gees het hulle gekom. Om hulle aan doen waarvoor hulle geroep is. Maar hulle moes daar sien. Hulle moes 'n keuse maak in dit. En in die hele proses, lees en mens maar, die keuse wat hulle nog maar gemaak het, wat tyd het teruggeloop. Ek dink nie. Twee groot slegte keuses wat medesiekers gemaak het, was Judas, Iskariot om Jesus te verraai, Petrus om Jesus te verloor, voor die wêreld. Die een het homself om die lewe gebring, die ander een het in traanheid gemaak en weggehardloop, omdat hy besef het dat hy weer besig was en teruggegaan het na die Here toe en vergifnis gekry. Want keuses bring vir ons nie net sekere verantwoordelikhede, pligte, maar dit gaan ook van jou en my moed vra om dit te gaan uitleef. Jesus het vir hulle gesê, julle gaan nie 'n maklike lewe hê nie. En dit wat die disippels gaan uitleef het en dit waarheen hulle ook beweeg het, in Asië, Europa, Egipte, dit was nie 'n maklike wêreld vir hulle. Dit het baie moed van hulle gekos om voor groot mense te staan, mense wat mag het, invloed het, om te kan sê, so sê die Here. Om dit te bly sê. En om nie terug te sê, ja maar ek is verkeerd of wat nie. Maar om te bly sê, Christus is die verlosser. Hy wat julle gekruisig het, is die een wat julle gaan red. Wat het die disippels gesê? Dis hy wat die redder van die wêreld is. Hy is die een wat sy lewe kom gee, sodat ek en jy die lewe weer kan terugkry wat ons verloor het met die sondeval.
Maar steeds het mense die verkeerde keuses gemaak. Die disippels het gebly by hulle keuse om Jesus te volg. En dit het enorme effek gehad in die wêreld. Want dit het die nuwe kerk, die verlossende boodskap van Christus oor die wêreld heen vervat. En vir mense gesê, hier is lewe, hier is hoop. Waar ek dink van wêreld vandag verskriklik na smaak, is om die hoop en die vrede van Christus regtig te kan kry. Want wat gebeur dit? Wat gebeur wanneer ek regtig daardie hoop en vrede van Christus kry en ek begin dit leef na die wêreld toe? Dit bring vir my vryheid. Vryheid om my heerlikheid te kan opstaan. Omdat ek die krag en die moed en die insig en die wysheid van God gekry het, om te kan sê, so sê die Here. Om te kan opstaan en te getuig van dit wat God vir my doen. Die keuse wat ek uitgeoefen het om Christus te volg, is die keuse wat ek vir julle wil vertel. Dit is die boodskap van die Bybel. Dit is die boodskap waarom Christus gekom het. Dis waarom hy gelei het. Ek het maar net gelei omdat dit lekker was. Sy leiding was om ons te span en ons die ewige lewe te kan bou. Dit was nodig, want hy is die enigste een wat het in staat was om te kon doen. Hy is die enigste een wat die vermoë gehad het en wat aan die vereistes van 'n land voldoen het, wat geslag moet word. Want ek het jy voldoen nie aan wat ons is vol sonde. Christus was volmaakte lam. En daarom kan ons van daai volmaaktheid ook vir ons begin toeëien en opsit, dat ons krag kry bo ons vermoëns, dat ons wysheid kry bo ons vermoëns, dat ons insig kry bo ons vermoëns, om op te staan en te sê, ek is Christus kind. Ek is God se kind, want God het vir my die voorreg gegee om myself kind van die Allerhoogste te noem. En dit is die grootste keuse wat ek kan maak in hierdie wêreld. Want wanneer ek en jy daardie keuse maak om God van die hemel my God te maak, dan raak die ander keuses wat ek maak maklik. Want dan wil ek dit maak om hom te verheerlik, nie om my te pas. Nie wat vir my die maklikste is, nie dit wat vir my die lekkerste gaan wees, of tot my beste voordeel gaan wees. Nee, dan doen ek dit ongeag wat dit my gaan kos. Want dit gaan oor my as God, as mens nie. Dit gaan vir my oor God, wat deur my leef, dat die wêreld hom kan sien en hom kan eer en verheerlik. Dan is dit my grootste keuse. En daardie keuse beïnvloed my hele lewe. Elke terrein van my lewe word dan beheers deur die heerlikheid van God, omdat ek hom wil tevrede stel, omdat ek sy wil doen, nie ander se wil, nie weerklas se wil, nie met mense wil. Here, wat is u wil vandag van my? Want dit bring vir my vreugde. Dit bring dat God die sentrum word van waaruit ek kan leef en my lewe uitoefen. Die lekkerste is ook, God is nie een wat touwtjies trek nie. Hy leer vir ons, hy help vir ons, hy gee vir ons wysheid en kennis, sodat ons ook, as ek dit so kan stel, die regte manier wat jy dit hoor, vryheid het om keuses te kan maak. Want my vryheid van keuse maak dat dit wat binne my is die vryheid om die regte keuse te kan maak sonder dat ek moet vra daarna. Want my hele wese is op God ingestel. En wanneer my hele wese op God ingestel is, dan doen ek wat hy wil ek moet doen. Dan vra ek nie, wat is die regte nie? Ek doen dit outomaties, want dit is die Gees wat my dring om dit te kan doen. En daarom, broers en susters, dit is God nodig in ons lewens. So ek en jy, die regte keuse
elke oomblik, elke sekonde, elke minuut kan doen, sodat hy vir Here kan. Nie ek nie. En dis nie maklik nie. Want ek van baie keer vra dat ek myself kan verloor, myself verneder, dat ek myself nie minste kan maak. Maar as God voorop sit, is dit die belangrikste om my doen. Is dit waaroor dit gaan? Sodat hy die eer mag ontvang. En dit wat ek hoor net in hierdie wêreld vandag. Dis te veel mense in hierdie wêreld wat dinge doen om hulle self te verryk. Dinge doen om hulle self voorop te stel. Dinge doen om self die mag te kry. En dit is wat ons God hoor in vandag. Hy wat sy seun gestuur het om vir ons lewe te bring. Maar wat dit lyk asof die mense dood eenvoudig om verwerp. Een kant is dood en sê, ons sal doen wat ons wil. Daarom het ons ook nodig om terug te keer na hom toe. Suid-Afrika, turn back to God. Dat sal my die van julle al 10 jaar by die kant van in Loorde, sy die eerste konferensie so dat klomp jare terug gedoen, en wat voorheen om in die hou in die Kaap, waar het 1000 vroue was, en dit was 'n ongelooflike ervaring. En daarna het 'n klomp ander konferensies gevolg. Waarom? Wat het sy gesê? Turn back to God, want dit is die boodskap wat sy van God gekry het om vir Suid-Afrika se vrouens en besonder te kom straf. Turn back to God. Dis wat ons moet doen. Hy het elke keer gedoen. Hoe gehoorsaam is ek en jy? Ons kan nie altyd staan. Moenie dink jy gaan perfek wees nie. Nie probeer om perfek te wees nie, want jy gaan nie slaag nie, jy gaan sterker omdat jy misluk. Wat troos jy dan dat God is wat daar in jou mislukkings? Want dis hoe jy leer om hom nog beter te kan doen. As ons nie misluk nie, hoe gaan jy weet wat is die regte ding? Hy dink alles is happy-go-lucky. Die lewe is nie so nie. Moenie vir God se kinders en besonderheid, want Satan wil jou nie happy-go-lucky lewe gee, hy wil vir jou lewe van roeping gee. En as ons nie roep met Satan en alles nooit oorwinning kry nie, ons kry jou binne aan God en deur God, deur Christus, deur die Gees wat ons daartoe lei. Daarom staan stil by God. Elke week, elke dag. En as ek dit vir u vra, en sê, ek nie anders wat ek sê nie is, maar ek staan toe met die werk, en wat God sê. Let's come back to the Almighty, the All-Powerful, the All-Loving God, who knows what's best for us, who knows everything that's on our way we're going to do. And He will train us, He will give us power to overcome everything for His glory. Kom ons gee dat jy dit op gebed, vir die gemeente ook. Maar ook vir die Johnson familie van Bill Andrew, wat dit by die graf was. Mense wat vriende verloor het, die afgelope week. Mense wat siek was, siek is. Die vrou die Sylvia, ek het hoor met die dit ook nie goed gaan nie. En ander ook. Kom ons gee geleentheid vir 'n paar mense om voor te gaan in gebed. Waar ek en maar is 'n Sondag ook die wêreld en die chaos, ek noem maar chaos. En die Here gee 'n oplossing vir ons. Kom ons gee geleentheid vir gebed.
glorie sigte in ons hart, vir die wêreld, vir ons land, vir ons gemeente, vir ons lidmate, wat swaar kry oor seer in hulle harte, of fisies seer wat hulle beweeg. Ons kom hier elke Saterdag in die oggend. En ons vra Here dat U wil sal laat geskied. Deur die keuses wat elke lidmaat maak van U koninkryk. Deur die keuses wat vir al ons leiers maak in hierdie wêreld. Dat ons keuses sal maak vir vryheid en vrede. En nie vir oorlog en chaos, seer en vernietiging. Bring 'n vernuwing in hierdie wêreld na vore, Here. In ons land en in ons huise, waar U die koning kan wees, en waar almal eers voor U gaan stil word, en regtig te hoor wat U wil vir ons is, sodat ons die regte keuse kan maak. En help ons om daardie keuse tot die uiterste uit te voer, sodat U koninkryk verheerlik mag word. Sodat U naam oor die hele wêreld weer mag weerklink, as die Almagtige, die Verlosser van hemel en aarde, die vernuwer wat U bring, deur ons aangegryp sal en geleer en uitgedra sal word na die wêreld, na mekaar. Gee vir mekaar sal bemoedig, gee vir mekaar sal vashou word aan die kerk. Here, ons as liefde vir U sal leef, na ewig. Amen. Dus dit kom ons sê weer baie dankie op die offergawes en dan sê ons ook op daardie wyse. Vader, ons dankie vir die voorsienigheid. Ons dankie vir die brood, vir die lig, vir vrede. Dankie vir die onderhouding van ons as mens, in al ons behoeftes, so ook vir die gemeente en vir die koninkryk op aarde. Here, dat ons vir die kan terugkeer, dat ons gee met blydskap en met vreugde, en dat ons gebruik sal word juist om die heerlikheid van U as mense wat noodlydend is, te kan vertel en te bring. Laat dan gesê, vertel van die koning van die eeuw, koning van hemel en aarde, die koning van liefde.
Amen. Dus dit terwyl hulle gaan sit, die laaste lied is die 215, ons sing die lof van Jesus saam, ons sing daarvan die 3de, 4de en die 5de vers. Vers 3 sê dit, dis God wat vir ons soek, en hy wat vir ons tot sy eer wil na hom toe bring. Hy wil dat ons deur ons gees hom verheerlik. In vers 4, die volker op reg en wys, besef dat hy sy God regeer, nie ons nie. Ons verskillende volk, ons dink ander tyd, ons verskillende lande, en eie beleid dit doen. Want binne al hierdie goed, moet ons besef dat God regeer, en Christus is God. Kom ons sing by vers 3, 4 en 5 water saam. Hy sal ons bemoedig en bemagtig. Hy sal jou voetstappe rig na sy wil.
sodat ons hom sal eer aan U die heerlikheid van God ons Vader om saam met ons te wees elke dag. Dis sy belofte